roeping van die eerste disippels, Matteus 4 vers 18 tot 22 en Matteus 9 vers 9 tot 13. Leierskap. Kan jy dink aan leiers by die skool? Wat het die leiers kry jy? Jy kry leiers wat almal wys waar om te gaan en 'n klomp opdragte gee. Dan kry jy leiers wat baie hard werk, asof hulle nie die leier is nie, maar een wat gelei word. Soms gebeur dit dat iemand gekies word as 'n leier en jy stem nie regtig saam dat daardie persoon 'n leier moet wees nie. Dan kry jy 'n leier wat een wat leier word en hy's eintlik almal het gedink hy gaan 'n leier wees en dan sê hy dalk nie 'n goeie leier. Soms is jy verbaas oor sekere mense wat leiers word omdat jy gedink het hulle gaan nie dit regkry nie, maar dan is op die einde 'n goeie leier. Soms kry jy leiers wat hulle self vermom. Mense wat nie sê hulle is leiers nie, maar hulle beïnvloed so ander mense, dat hulle eintlik 'n leier is, wat mense lei sonder dat hulle dit self weet. Vandag sien ons dat Jesus ons ook roep, om amper sulke leiers te wees. Vandag sien ons die mense wat Jesus geroep het, en hom gevolg het, dat dit mense was wat jy glad nie sou verwag het nie. En so word ons ook geroep, om leiers te wees. Ons almagtige Vader, dankie dat ons vandag, dat ons hierdie kyk, of hier sit, ons weet, U het ons geroep. Help ons om goeie volgelinge van U te wees. Help ons om dinge te los, wat maak dat ons U dalk nie wil volg nie. Heer, dankie dat U ons sondes vergewe, net soos U Matteus se sondes vergewe het. Help ons om ook ander te roep. Help ons om nie net die wat ek wil roep nie, maar ander mense ook roep, mense wat dalk in sonde vassit. En dankie dat U ons sondes vergewe. Ons bid dit nie omdat ons verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Vandag se gedeelte kom uit Matteus. Matteus is die boek wat vir ons leer van Jesus se lewe, van sy geboorte tot sy kruisiging en opstanding. Kom ons sê die boeke saam. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Soos ons deur Matteus begin werk het ons Jesus se geboorte gesien, en toe het ons gesien dat hy gedoop is, en die eerste ding wat hy toe moes gaan doen het, is, hy was in die versoeking gelei, en toe begin hy disippels roep. En dit is die gedeelte wat ons vandag lees. Ons gaan 2 verhale doen, so kom ons lees eers die roeping van die eerste disippels uit Matteus 4 vers 18 tot 22. Eendag, toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy 2 broers, Simeon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het dadelik die nette gelos en hom gevolg. Toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy 2 ander broers, Jakobus, 'n seun van Zebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was in 'n skei saam met hulle pa besig om hulle nette reg te maak. Jesus het hulle geroep en hulle het dadelik die skei en hulle pa verlaat en Jesus gevolg. Kom ons lees nou ook die roeping van Matteus, Matteus 9 vers 9 tot 13. Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. Hy het toe opgestaan en hom gevolg. Jesus het by hom in die huis gaan eet, en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet.
Toe die fariseërs dit sien, vra hy hulle vir sy disippels: "Waarom eet julle leermeesters saam met tollenaars en sondaars?" Maar Jesus het dit gehoor en gesê: "Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars." Ons memoriseervers is Matteus 4 vers 19. Hy sê toe vir hulle: "Kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak." Kom ons sê dit saam. Matteus 4 vers 19. Hy sê toe vir hulle: "Kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak." Kan jy onthou wat gebeur het? Die gesien dat Simeon en Andreas hulle net so gelos het en vir Jesus gevolg het. So ook Jakobus en Johannes. Hulle het hulle pa verlaat en hom gevolg. Dit moes nogal 'n moeilike besluit gewees het. Maar wat 'n goed is daar wat ons dalk moet los om Jesus te volg? Wat is daar wat jou keer om Bybel te lees of te bid of kerk toe te kom? Dalk is dit die TV of die selfoon of iets. Ons moet baie keer gaan kyk hoekom ek dit nie wil los nie. En dan vir die Here vra om my geloof en my vertroue te gee, sodat ek krag kan kry om dit te los. Ons moet dit vra in gebed. Het julle gehoor? Jesus sê dat hy hulle vissers van mense gaan maak. Wat beteken dit? Dit beteken, hulle het voorheen, net soos hulle vis gevang het, gaan hulle nou mense vang. Hulle sou mense vang deur mense te vertel van Jesus, sodat hulle ook Jesus sal volg, die mense wat hulle gevang het. So is dit ook ons taak, om mense van Jesus te gaan vertel, sodat hulle hom ook kan volg. So word ons 'n leier in God se koninkryk. Partykeer sonder dat mense eers weet. Hoekom was dit vreemd dat Jesus vir Matteus geroep het om hom te volg? Matteus was eintlik 'n skelm wat mense se geld gevat het. Toe Jesus hom roep, was hulle baie verbaas omdat Jesus 'n skelm roep. Maar toe Jesus hom roep, het hy opgehou om skelm te wees en Jesus begin volg. Jesus het toe saam met Matteus en sy ander vriende wat ook skelms was en sondaars was gekuier. Hy wou gehad het, hulle moet ook ophou sonde doen en hom volg. Dit leer ons dat ons nie net mense wat op die regte pad is moet roep nie, maar ons moet ook mense wat op verkeerde pad is roep. En nie net vir hulle sê hulle moet kom nie, maar dat hulle ook Jesus sal volg en hom gehoorsaam sal wees. Onthou julle toe Jesus gesê het, gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie? Wanneer ander mense sonde doen, is dit soos 'n dokter wat hulle nodig het. En Jesus is hulle dokter. Baie keer is dit juis hoekom ons mense moet roep wat op 'n verkeerde pad is, want hulle het Jesus baie nodig. Kom ons bid saam. Ons Vader, dankie dat ons vandag weer u woord kan hoor. Dankie dat ons weet u wat die hemel en aarde gemaak het, roep ons ook. Help ons om goeie volgelinge te wees, deur mooi te luister, te verstaan en Heer, kom vorm ons elke dag. Help ons om te leef soos wat u wil hê. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Onthou, God roep ons om vissers van mense te wees.